Goeiedag mense. So ek wil vandag weer verder met julle kuier oor hierdie stukkie wat in Johannes 4 is van die Samaritaanse vrou, wat ek sien myself so daarin, en ek weet daar is mense daar buitekant wat presies op dieselfde vlak is as ek, wat dit aan betref, of al daar was, jy weet, of partykeer daar kom, of partykeer daar vashaak. So kyk of jy jouself hierin sien, en ek wil net so klein bietjie allegories raak hier, so bear with me asseblief. Nou, as ons hierdie hele stuk lees van die Samaritaanse vrou, kom ons agter dat hierdie vrou weet presies wie God is. Daar is nie 'n twyfel in haar kop wie God is nie. Sy stap alleen na die water toe, sy ontmoet Jesus daar, Jesus praat met haar, en sy het allerhande stories. En hoeveel kere is ek en jy nie ook so nie. Ons kom na die put toe, waar Jesus is, ons kom nou tot hierdie ding waar ons in aanbidding kom tot God. Ek kom met al my dinge na die Here toe, en ek kom in aanbidding, of nou by die kerk is, of by my stiltekamer, of waar ook al dit mag wees, kom ek na die Here toe, met al hierdie worstelings wat in my is. Maar hoeveel kere oorheers die ou mens nie, hoeveel kere oorheers die tradisies nie, of hoeveel kere kom hierdie tydelike wêreldbronne nie daar tevore, en les my dors net vir so rukkie. Jy weet, is daai effek van, ek skep die water, maar ek drink nie. Ek is daar, ek skep die water, ek wil hoor wat die Here vir my sê, maar ek drink nie daardie water nie. Dis presies wat hierdie vrou gedoen het. Sy het daaraan gekom en ons weet, sy het geweet wie God is. Sy het 'n gesprek met die Here, maar sy is onseker oor wat daar aangaan. Hier by Johannes 4 vers 20. Sy weet presies wie wie God is en wat God capable is, want sy weet waar haar voorvaders aanbid het. Sy weet die Messias kom, maar sy erken nie die Messias wat met haar praat nie. Nou, hoeveel kere is ek en jy nie daar op ons knieë en ons bid tot die Here, maar hierdie ou mens wees en allerhande ou tradisiegoeders verblind ons so 'n bietjie, ons het dit nog nie werklik laat gaan nie. Ons het dit nie heeltemal opgeneem toe die Here gesê het, as jy my aangeneem het nie, is jy opnuut 'n nuwe mens nie. Jy is 'n nuwe mens. Ek moet daardie nuwigheid aanneem. Ek moet werklik waar tot die Here bid, en ek moet erken as hy my tot my praat. Hoeveel keer kom ons nie daar en ons bid oppervlakkig tot God nie. Ek bid, maar jy weet, ek hou dit ook maar net daar, so ver ek in myself kan verander, jy weet, tot so ver ek self dinge kan uitsorteer, of 'n pel kan kry om iets uit te sorteer, of saam met 'n pel iets kan doen, en ek het nie daai hele groot vertroue in die Here nie. Ja, ek hoor die Here, jy weet, ek skep die water, maar ek drink nie daai water nie. Ek drink nie daardie water wat die Here vir my wil gee nie. En die oomblik toe hierdie vrou kom en die Here werklik met haar praat, hy werklik waar 'n kommunikasie het met hierdie vrou. Toe sy oopmaak en werklik waar verstaan, maar dit is die Messias wat hier met my praat. Toe los sy alles en sy hardloop en sy vertel vir al die mense, maar ek het die Messias ontmoet, ek moet die Messias wees. Soveel so, dat die mense naderhand afgekom het en self kom luister het, En as ons hierso kyk in Johannes 4 vers die 42ste gedeelte, kom die mense en sê, ons glo nie meer wat jy sê nie, want ek het nou self gekom en ek het nou self gehoor, en ek weet, dit is die Here hierdie. Wanneer kom ons en ons los al die goeders werklik waar by die Here se voete. Die oomblik toe hierdie vrou haar fokus terugbring na die Here toe, weg van haar omstandighede, weg van hoe die mense haar hanteer, en wegvat van die wêreldse bronne en die tydelike dorsles stories. Sy haar fokus wegvat en sy werklik waar luister na die Here. Toe begin daai borrelinge, toe borrel sy oor van dit wat die Here is. Wanneer draai ons weg van dit wat nie meer die Here is? Ons bring ons fokus terug op God.
sodat ons werklik waar kan hoor en self kan sê, maar ek het self by die Here gehoor, soos wat hulle hier gesê het vir hierdie Samaritaanse vrou, maar ek het nou self gehoor by die Here. Ek hoor nie meer by 'n pel of dit nie. Ek het nou self by die Here. Hierdie kommunikasie wat ek nou gekry het van die Here, ek het nou werklik waar my fokus gebring op dit en ek het self gehoor by die Here. So ek wil jou aanraai, ek wil jou bemoedig. Kom werklik waar op jou knieë, nê? En kom ons wees nie oppervlakkig nie. En ons hoor werklik waar wat die Here vir ons wil sê. Ons kry ons fokus terug op dit wat God is, sodat ons kan hoor wat hy vir ons uitbeplan het. Mag jy een awesome dag hê. Shalom.